Soos julle hoor, ons het nie vanoggend orgel nie. Dis maar omdat dit 'n tuiskool en 'n vakansie is en so moes daar nie by die ander gemeente speel. So, maar dit gee vir ons goeie geleentheid om die lied wat ons nou al geoefen het vir 'n rukkie. Daar was so 'n hakplek hier, ek kan gou vir julle verduidelik. So, jy die papiertjie wat jy het, is een van ons nuwe skrifbereidings wat die sinode goedgekeur het. So, julle sal sien by die eerste vers, die heel eerste strook by die eerste balkie, gaan hy mooi skoon oor, maar dan staan daar 'n vir. So julle sien, daar staan in die tweede vers, staan daar, lei ons Heilige Gees, rus ons toe vir u diens. Dan is daar 'n komma, dis nie 'n punt nie. En julle sal sien, die nootjie daar is, vir die tweede vers, is 'n korter noot. So, met ander woorde, jy val vroeër in met die vir. Ok, so as ek nou lekker deur mekaar gemaak het, dan gaan ek nou vir jou sing. Hoor julle gou hoe klink hy. So die eerste keer, en ek gaan net so tot in vir die eerste vers net oorgaan, en dan die tweede vers net weer vir julle sing. Troos ons Heilige Gees, bly by ons in nood, U is ons voorspraak. Hoor julle, nee, so hy gaan rustig oor die tweede vers klink so. Lei ons Heilige Gees, rus ons toe vir diens, verander. Kan julle hoor, mense val dan net 'n bietjie vroeër in. Dis omdat daar die vir is 'n langer woord of 'n deel van die woord, so mense val net so 'n bietjie vroeër in. En dan maak sy ritme sin. Iemand het net my gesê, maar ons iewers te sukkel ons met die ritme, nou gaan die ritme mooi inpas. Goed, so kom ons sing al twee verse. Ek dink ons het nou die melodie al redelik onder die knie, so sing lekker hartlik saam. Troos ons Heilige Gees, bly by ons in nood, U is ons voorspraak, voed ons met U woord. U tree vir ons in as ons woorde wegkwyn. O troos ons, o Gees van God, staan ons by in ons nood. Lei ons Heilige Gees, rus ons toe vir diens, verander ons harte, leer ons U wil. Laat ons die waarde van U gawe sien. O lei ons, o Heilige Gees, rus ons toe vir U diens. Dit het goed gegaan. Voel dit vir julle veel al onder die knie? Mooi. Mooi. Ek gaan 'n oomblik gee, so met al die vleis en al die kampe en al die goed, dat ons net fokus, hoekom ons hier is. Ons is hier om mekaar as gemeente te ontmoet, en daarom die afkondigings belangrik. Ons leef met mekaar en ons leef met die Here. Maar kom ek gee net 'n oomblik dat ons fokus op ons saam wees hier vanoggend, om saam met mekaar in aanbidding voor die Here te kom. Wysheid begin met die dien van die Here. Almal wat dit doen, het ware insig. Die roem van die Here hou vir altyd stand. Geliefdes, God is julle genadig en hy seën julle. Hy verskyn tot julle redding. Kom ons amen, ons gaan saam mekaar die Here loof. Ons doen dit met Psalm 40, die tweede omdigting, 40:2, en daarvan gaan ons sing vers 1, 2, 3 en 5. Kom ons staan. Ek het na God se hulp gesmag, ek het die Here lank verwag, hy het na my toe afgebuig, sy oor na my geroep geneig. Sy hand het na my uitgestrek, my uit die doodse put getrek. Hy het op 'n rots my
is U wonders baie meer as wat ons kan vertel, o Heer. U wat ons steeds indagtig is, U maak met ons bemoeienis. Kom ons bely ons geloof. Mag hierdie nie net iets wees wat jy aanhoor nie, maar regtig iets wees wat jy daagliks saam met ons en saam met die kerk van die Here oor die wêreld bely. Dit is wat ons glo, want jy sê hier, ek glo. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het. Wat op die derde dag opgestaan het in die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Hulle kan gerus. Ons verootmoedig ons vanoggend voor die Here met die woorde uit Psalm 32, vers 1 tot 6. Hoort op die bord te wees. Dit is deel van die liturgie as julle. Goed, julle kan my die volgende skrif aansit. Luister mooi, terwyl ons hierdie woorde hoor, toets jouself, nee, onthou die woord van die Here is soos 'n spieël waar ons kyk. En as ons dan iets verkeerd sien of iets raak sien, moet ons dit nie vergeet nie. Kom ons luister mooi, 'n gedig van Dawid. Dit gaan goed met die mens, wie se oortredings nie gestraal word nie, wie se sonde vergewe word. Dit gaan goed met die mens vir wie die Here die oortreding nie toereken nie, en in wie se gees daar geen valsheid is nie. Toe ek oor my sonde geswyg het my liggaam uitgeteer, soos ek heeldag om hulp geroep het. Die hand het dag en nag swaar op my gedruk, my krag het opgedroog, soos water in somerhitte. Toe het ek my sonde bely, my oortreding nie weggesteek nie. Ek het gesê, voor die Here bely ek my opstandigheid, en die het my skuld vergewe. Selah. Dit is waarom elke gelowige in 'n tyd van nood tot U bid. Selfs vloedwaters sal hom nie skielik oorval nie. Dit is die woord van die Here. Liefdes, as ons so luister, dan hoor ons, wat is die bedoeling? So dadelik moet jy in herinnering roep die 10 gebooie, die wil van die Here, hoe hy ons voor sy voete bring. En dit is wat Dawid dan nie doen. Hy sê, as ek stil gebly, het ek skoon siek geraak. Maar ek het my sonde bely en U het vergewe. Dit is waarom elke gelowige in 'n tyd van nood tot U bid. Liefdes, ons is in tye van nood. Nie die eerste keer. Daarom bly ons altyd bid voor die Here. Mag verootmoediging vir jou beteken nie 'n lysie dinge wat jy net moet onthou nie, maar 'n ware verhouding met die Here waarin jy kan sê, Here, ek was weer vir 'n tyd weg. Net my teruggebring. Prys die Here. Hou aan bid. Kom ons sing nou saam met mekaar lied 388. Dit is lydingstyd.
En as ons dan hierdie woorde en Psalm hoor, dan weet ons waarom kan ons tot God bid. Dit is omdat die Here Jesus naby ons gekom het, omdat hy vir ons gesterf en opgestaan het. Dit is wat ons in hierdie tyd ook onthou. So in lied 388 sing ons juis oor die woord, vers 1, die woord het hierdie eeue die boodskap reeds gebring van Jesus se geboorte en sy vernedering. Wie sou hom so verwag het, so sonder koningskroon? As menseseun gebore het hy by ons kom woon. Sing hiervan terwyl ons so sit, vers 1, 2 en 3, dan gaan ek vir ons bid. Die woord het deur die eeue die boodskap reeds gebring van Jesus se geboorte en sy vernedering. Wie sou hom so verwag het, so sonder koningskroon, as menseseun gebore, het hy by ons kom woon. Hy is verag deur mense, met krankheid ook bekend, omdat hy al ons smarte gedra het tot die end, deur vir ons oortreding en ongeregtigheid, gewond vir ons genesing, bring hy die zaligheid. Aan sondaars gee hy vrede, ons straf het u gedra, mishandel onderworpe, Gods lam op Golgotha, ons buig en dank, o Here, al kan ons nie verstaan, dat Jesus vir die sondaars op so 'n pad wou gaan. Hemelse Vader, ons is besig in die woord met die pelgrimsliedere. Ons hoor van kinders van U wat hierdie pad moes loop, die pad na die tempel, die pad weg van die tempel af, na hulle huise. Ons weet, Here Jesus, U roep ons agter U aan, dit is die pad wat ons moet loop. Maar hoe verbuisterend dit wat ons nou hoor sing, die pad wat U gegaan het, uit die hemel, hier tussen ons, as 'n mens, om vir ons te sterf, maar om ook vir ons te leef. Mag ons in hierdie tyd, terwyl die wêreld woel, besig is, 'n bespotting maak van U koms en van wat Paastyd regtig behels, mag ons hierdie in gedagte hou. Hierdie pad het U vir ons geloop, volledig, sodat ons U kan ken en sodat ons hierdie pad kan ken. Wees ons dan genadig in hierdie oomblikke, as ons U aanbid, as ons U soek, en as U Uself verheerlik. Leer ons, lei ons op hierdie pad. Amen. Liefdes, julle kan julle Bybels oopmaak, Psalm 125. Psalm 125. Maar ek wil eers vir jou vra, miskien wil ek eers deel, sommer net uit my eie omstandighede. Die laaste paar weke, so van die synode af, voel ek ongemaklik. Ek
Ek het 'n ongemak in my, voel vir my in my wese. Kan aanvoel, iets is nie lekker nie, maar asof ek nie my vinger op dit kan sit nie. Gereeld is my vraag in gebed, Here, waarmee is U besig? Waarheen is U op pad? Nee, hierdie pad wat ons stap met die pelgrimspsalms, Here, ek weet ek is saam met mense op 'n geloofsreis, maar dit voel so of ek kniediep in die modder vorentoe beer. Waar nie spoed kom nie. Ek sukkel. Ek voel 'n bietjie vas. En dit is nou eers maar. In gesprek met mense in my huisbesoek, hoor ek is nie alleen nie. Ek hoor woorde soos ek kan nie meer nie. Ek weet nie meer nie, ek voel om op te gee. Dinge hou net aan skeefloop. Hoekom is die wêreld ook nog die mekaar? Hierdie derde oorlog in 3 jaar. Soos of die mense asem wegslaan. Nee, dit voel of hierdie een regtige mense moet breek. Jy weet nie eers wat en of jy iets oor hierdie oorlog moet sê nie. Maar jy weet, is jy reg. Die kerk van die Here voel ook maar op die oomblik wankelrig. Ons eie kerkverband is daar verskille en dit dreig om mense uit mekaar uit te skeer. Hoe lyk jou persoonlike omstandighede? Wat gebeur op die oomblik in jou lewe? So hoe dan nou op hierdie geloofsreis waar die Here vir jou en my vat? As dit voel maar ek is onvas op my voete, ek sukkel. Kyk gou saam met my terug waarmee ons besig was. Psalm 120, so ek blaai my Bybel terug, maak hom oop daar by 120. Lees die eerste woorde, dat die Here het ek in my nood geroep en hy het my geantwoord. Dis waar ons begin. Psalm 121, die tweede vers, my hulp is van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. 122, ek was bly toe hulle vir my gesê het, kom, ons gaan na die huis van die Here. 123, soos die oë van slawe gerig is op die hand van hulle eienaar, so is ons oë gerig op die Here ons God, totdat hy ons genadig is. Onthou julle dit? 124, as die Here nie vir ons was nie, as die Here nie vir ons was nie, en dan in vers 8, weer hierdie woorde, ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Met dit as agtergrond, kom ons luister vanoggend na 125. 'n pelgrimslied. Hulle wat op die Here vertrou, is soos die berg Sion, wat nie wankel, wat vir altyd vas staan. Jerusalem word omring deur berge. Die Here omring sy volk van nou af tot in ewigheid. Ja, die goddelose sekter sal nie rus op wat aan die regverdiges toegeken is nie, sodat die regverdiges nie hulle hande na onreg uitsteek nie. Here, doen goed aan die goeies, aan die wat opreg is in hulle harte, maar die wat afdraai op kronkelpaaie, die Here sal hulle laat weggaan, saam met die wat onreg pleeg. Vrede oor Israel. Dit is die woord van die Here. Wat se gedagtes staan vir jou uit in hierdie Psalm? Vertroue. Vertroue, dis die woord in hierdie teks wat jou aandag moet trek, jou oog moet trek.
staan altyd vas en wankel nie soos die berg. Soos wat 'n berg vas staan. Wie wankel nie? Hy sê, hulle wat op die Here vertrou. En die vraag vanoggend, broers en susters, kinders, is, kan jy werklik sê dat jy so op die Here vertrou? Daar in my studeerkamer en berading oor dit dikwels, as ons by eerlike plekke uitkom, is ek moet erken dat ek nie die Here vertrou. Kan jy sê dat jy die Here volkome vertrou? Ons het verlede week uit Psalm 124 die gevolgtrekking gemaak dat God werklik vir sy kinders is. En die toepassingsvraag was of ek en jy dan werklik vir God is. En hoe lyk dit? Hoe lyk dit as ek vir God is? Wel, een van die praktiese gevolge daarvan om vir God te wees, is om hom te vertrou. Miskien help dit om net eers saam met mekaar te dink waarop disippels, geloofreisigers van God nie moet vertrou. Die psalms help ons baie. Psalm 20 vers 8 tot 9 sê, sommige vertrou op strydwaans en ander op perde. Vul nou hier in. Op bote en tanks en vliegtuie en gewere en Iron Domes. Maar ons vertrou op die naam van die Here ons God. Hulle, dis nou die wat op hierdie goed vertrou, hulle sal struikel en val, maar ons sal regop en vas bly staan. Wat is die gevolgtrekking hier? Nie op mag, veral nie militêre mag nie. In Spreuke 3 vers 5 en 6 hoor ons, vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insig te staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Gevolgtrekking, ook nie eie insig nie. Vertrou nie op brutale krag en mag nie, ook nie my eie vermoë, my eie breinkrag nie. En hier is die bedoeling van die beeld wat ons in die Psalm kry. Die berg Sion is die berg waarop Jerusalem in die tyd van Dawid opgerig is. Hy het dit verower en hy het hierdie stad uitgebou as 'n stad waar die hele volk bymekaar moes kom. So dit was, ons het nou gesê, net die middelpunt van Israel. Alles trek soontoe en in die middel van Jerusalem, die tempel, alles trek na die aanbidding vir die pelgrimsreisiger om daar te gaan aanbid. Nou is die vraag, is hierdie berg, of is die stad Jerusalem en die tempel so standvastig? Is die vergelyking hier dat die mense so standvastig soos Jerusalem en soos die tempel moet wees? Nee. Hulle moet so standvastig soos die berg wees. Die wat op die Here vertrou is standvastig soos die berg. Geskiedenis leer, Jerusalem is 'n paar keer ingeneem, die tempel is 'n paar keer verwoes. Jesus het self gesê, daar gaan nie 'n steen op mekaar bly. Waarheen het die volk dan teruggekeer? Om Jerusalem te herbou, om die tempel te herbou, na die berg Sion, wat nie kon wankel nie. Daai berg staan vandag nog daar. In die week het daar skrapnel van een van die bomme daar op daai berg geval. Die berg het nie gebeur nie. Die tempel se muur wel. Vertroue wat nie op God is en wie hy is en daarop gebou is nie, beteken niks. Broers en susters, vertroue is ook nie die gevoel van sekerheid nie. Jy is maar baie keer onseker, ons twyfel.
Vertroue is 'n wilsbesluit om aan te hou glo, selfs al verstaan ek, om maak dinge nie sin nie. Die beeld gaan verder in vers 2. Want die berg Sion staan ook nie alleen vas nie. Net soos wat ons hier is, jy nou hier uitgaan, doen asseblief moeite. Dan staan daar ook so 'n bietjie as jy nou kom saam teder. Kyk bietjie uit. Wat omring ons koppie waarop ons die voorregte om gebou het. As die berge van Windhoek, dis die gedagte hier is. Dis hierdie berg Sion, maar hy word omring deur die berge van Jerusalem. En daardie berge wankel ook nie. Dis die beeld wat hierdie geloofsreisigers heeltyd hulle self sou oproep, hulle sou onthou. Want soos hulle oë fokus, daar's Sion, daar's Jerusalem, om te gaan en bid, besef hulle, maar die Here omring ons van alle kante. Ons staan vas en ons word omring. Om hierdie beeld verder te vat, luister saam met Psalm 139, stel dit so mooi. Van agter en van voor omsluit U my, U plaas U handpalms op my of om my. So, die Here wat sy handpalms om jou sit, omring. Jy staan nie net op hom nie, hy omring jou ook nog. Kan jy hierdie prentjie sien? In die middel die vertroue, ek anker my in God, in wie hy is, en uit genade omring hy my van alle kante. En in hierdie ruimte is ek veilig. Die profeet Elisa, sy dienskneg, het 'n baie werklike beeld hiervan gekry. Toe julle onthou nie die storie kinders, toe die vyande kom om vir Elisa te vang, want onthou julle, hy het mos nou vir die koning van Israel heeltyd gesê waar die vyand gaan aanval en toe hierdie mense hom kom soek. En hulle is daar by sy huis, toe die diensknegte vir die klomp soldate skrik, sê Elisa hierdie baie bekende woorde. In 2 Konings 6 vers 16, moenie bang wees nie, die wat by ons is meer as wat hulle is. Hoor julle hierdie vertroue? En in die verhaal, in die geskiedenis, bid Elisa dan dat sy dienskneg se oë sal oopgaan. Wat sien hy? Die berge rondom Elisa was vol perde en strydwaans van vuur. Hier is nou 'n kunstenaar se weergawe, ek dink dit was baie meer indrukwekkend. Sy oë gaan oop en hy sien hoe om die berge reg rondom hom die Here om hom omring. Hoe tasbaar. Is die bedoeling hier. Wanneer my vertroue volkome op God is, staan ek vas van binne, maar ek word ook van buite beskerm en omring. Hoe dikwels, geliefde, is jou en my geestesoë nie oop vir hierdie beskerming. Here, waar was jy? Waar is jy? Ons spartel en ons verwag die ergste. As God vir my is, en in gehoorsaamheid is ek vir God, dan moet dit oorgaan tot totale vertroue en hierin sal die Here my lei, terwyl hy my anker en my omring. Hierdie beeld van die Psalm het egter nie beteken dat Jerusalem nooit geval het nie. Ons het dit al gesê. Of dat daar nooit moeilikheid was en teenstand nie. Om die waarheid te sê, daar was baie en daar is nog steeds baie. Maar dit het wel beteken God het sy volk behoue laat bly, ten spyte van hierdie moeilikhede, ten spyte van ballingskap, ten spyte van 'n aanval op hulle geloof. Broer en suster, jou omstandighede lyk dalk moeilik. Jy voel jy kan nie meer nie, jy hou nie kop bo water nie. Jy weet nie om jou kop reg te kry nie. Die gebeure in die wêreld maak jou bekommerd.
hulle het ons gepraat oor die olieprys en die brandstof. Hoe lyk dit oor 6 maande? Gaan ek my werk kan doen? Gaan ek nog werk hê? Dadelik gaan ek terug, ons is almal weer by die pandemie. Jy kry so die paparellas. 'n Koue sweet slaat jou uit. Jong mens, miskien sien jy hoe die groot mense begin wonder en paniekerig raak en jy wonder maar, wat gaan van my drome word? Gaan ek daai vliegtuig kan vlieg? Gaan ek 'n loopbaan kan volg? Wat van my drome? Wat hierdie eerste gedeelte van die Psalm beteken is dat hulle wat regtig op die Here vertrou vir alles, gaan uitkom waar die Here hulle wil hê. Hoor mooi, waar hy hulle wil hê. Ons roep nie die Here in om my te help met die pad waar ek graag wil uitkom nie. Ek val by hom in. Al hierdie psalms vooraf sê dit, ons loop agter God en ons raak betrokke waar hy klaar besig is. En daar sal jy standvastigheid hê. Binne in die uitdagings, ons hou daar nie op werk nie. Ek vat hierdie uitdagings. Ek stap deur hierdie beproewing. Ek werk my droom uit. Terwyl ek my oë oop hou om te sien hoe die Here my omring. Julle kan die prentjie nou afval, dankie Sak. En nou gaan vers 3 voort. Vers 3 gaan voort met 'n belofte dat die grondgebied van die regverdiges nie in die mag van die goddelose sal beland nie. Dis vir die scepter, nee. Jy het al gesien in die parlement loop hulle partykeer met so 'n goue stok oor die skouer. Dis 'n scepter, dis om te sê die reg is aan hulle kant. Die bedoeling is maar dat iemand vreemds nie jou grond gaan vat. So onthou, die betekenis hier is elkeen van die 12 stamme moes hulle grondgebied gekry daar in Israel van die Here, nadat hulle in die beloofde land ingeval. Die betekenis hier is dat solank hulle God as die middelpunt van hulle lewe vertrou, hulle altyd in sy grondgebied sal wees. As hulle hoop op die grond is, op hulle eiendom, op dit wat hulle toekom, en nie op die gewer van die grond nie, dan gaan hulle toekoms lyk soos die grond. En nie soos die een wat vir hulle ewige plek by hom hou. Die bedoeling was nooit, druk julle wortels en julle gaan vir ewig op hierdie grond bly nie. Dit was 'n teken daarvan, julle het grond by my. Julle is burgers van my koninkryk. As die Here dan hulle grondgebied is, hulle veilige plek, hulle anker, dan hoor ons, sal hulle nie hulle hande uitsteek na misdaad en onreg nie. Want dis die vrees hier. As my grond in gedrang raak, wat doen ek? Jy doen wat ons in die laaste 3 jaar sien. Jy skiet. Jy maak dood. Jy gryp na onreg en verwoesting, na misdaad. En dit om te behou wat jy dink joune is, wat nie gaan hou nie. Jesus het self gesê in Matteus 16 vers 25, elkeen wat sy lewe wil red, elkeen wat sy lewe wil behou, gaan dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor of weggee, hy sal dit vind, hy sal dit hou. Luister saam met my weer, ons is weer by Spreuke 3, waar ons nou was, vers 7 en 8, hoor hierdie wysheid. Moenie dink jy die wysheid in pag nie. Dien die Here en vermy wat sleg is. Moenie jou hand uitsteek na die onreg nie. Dien die Here, dit is die geneesmiddel vir jou. Die verkoking, versorging, omarming vir jou liggaam. Broer en suster, ek en jy kan met sekerheid en vertroue weet dat moeilike tye nie vir altyd sal duur nie.
Hoekom? Want verlossing het gekom. Daarom kan ek nie my hand uitsteek en hulp soek in myself of in my vermoë of in die goed waarop die wêreld vertrou. Ons moet nie kort baie vat nie. Haal diep asem. Raak rustig in God se belofte. En die opdrag woon en werk rustig voort. Dis ons opdrag. Die laaste gedeelte van die Psalm kry ons 'n gebed en 'n waarskuwing. In vers 4 kan 'n bietjie vreemd op ou se oorval. Doen goed aan die goeies, asof 'n mens goed is, nee. Vers 4 is nie 'n verklaring dat die kinders van God in hulle self goed is nie. Daarvoor het ons te veel ander Bybel-uitsprake wat juist die teendeel vir ons uitwys. Psalm 14 vers 2 tot 3. Van die hemel af kyk die Here die mense deur om te sien of daar een verstandige is, een wat na die wil van God vra, een wat goed is. Vers 3. Almal het afgedwaal, die laaste een het ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie. Broer en suster, ek wil jy moet mooi hoor wat hier staan. Ek is 'n goeie mens, hoor ek dikwels. Regtig? Die Here verskil van jou. Ek sou my eerder by hom skaar. Jy is nie goed nie. Ek is nie goed nie. Selfs nie een nie. So wat beteken hierdie gedeelte dan? Ons psalmdigter bid hier dat elkeen wat sy hoop en sy toekoms en sy grondgebied, sy hele lewe in God se bekwame sorg toevertrou, die goeie van die Here sal beleef. Dis 'n gebed. Dis nie 'n geloofsverklaring soos wat die voorspoedsgodsdiens ouens ons wil laat weet nie. Dis 'n smeekgebed. Paulus het hierdie ook geglo. Hy verwoord dit so in Romeine 8 vers 28. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Die wat volgens sy besluit geroep is. Jy kan gerus daai volgende gedeelte gaan lees oor die uitverkiesing. Wat beteken dit? Wat se vastigheid gee dit? Dis hiervoor waarin ek en jy ook moet bid. Dat die goedheid van God vir my genoeg sal wees. En dat ek daarom in sy naam goed sal doen. Al en veral is dit soms moeilik. Hy is goed. Hy alleen is goed. Die alternatief, die waarskuwing hier is verskriklik. Hoor hier wat sê, hy sê elkeen wat afdraai, elkeen wat eerder kort pad vat, die verkeerde pad loop, sy hoop in ander mense of in goeder sit, sal op daardie pad wegbeweeg, sal nie die beskerming, die omarming van die Here beleef nie. Kan jy jou dit indink, dat jy nie ervaar dat die Here jou in sy hande toemaak nie? Dis verskriklik. Maar ek en jy weet dat die eintlike pad, wat ek en jy sou gevat het as dit nie vir die Here was nie, as dit nie vir sy betroubaarheid en standvastigheid en beskerming was nie, was dit die pad wat ek en jy geloop het, weg van God af vir ewig. So daarom bid die digter aan die einde weer so toebroodjie. Wees goed, Here, vir die wat weet U is goed. Vrede. Shalom, vrede vir Israel. Nou wonder mens, beteken dit dan net Israel het vrede? Sal net hulle dit beleef? Gaan dit hier vanoggend oor die Israel
wat op hierdie oomblik die wêreld rondom hulle plat skiet. Van wie hulle oorlogsleier, president, minister, ek kan nie altyd onthou wat sy titel meer nie, gister gesê het, dat Jesus niks op Genghis Khan het nie. Onthou julle Genghis Khan? As julle nie weet nie, gaan vra vir Christian, hy sal vir julle alles verduidelik van Genghis Khan. Die verwoester. Wat 'n belediging vir die Christene wat sogenaamd saam met hom hierdie oorlog bedryf. Julle verlosser het niks op 'n geweldenaar nie, sê hy. Sy sagtheid, sy vredeliewenheid sal nie nou werk nie. Dis nou tyd vir hard optree, sê hy. Is hierdie vrede vir daardie Israel? Is dit waarom ons in die nuus so hoor, hoe dat mense sê, ons is vir Israel? Ek hoop nie, jy het so 'n boodskap aangestuur nie. Want dan is jy vir Jerusalem en die tempel, en nie vir die berg Sion nie vir die Here nie. Dit gaan juis nie hier oor hulle nie. Dit gaan hier oor geloofsreisigers wat nie hulle vertroue in die plek en in hulle vermoë en in hulle mag en in hulle insig en hulle kamstige wysheid gesit het nie, maar wat God se ewige plan vertrou. Ook die plan van sy Messias, wat Genghis Khan soos 'n smurfie laat lyk, op hom. Jesus Christus het gekom om ons vertroue te regverdig, om te kom demonstreer hoe God, die Vader, ons omring en sy handpalms toevou. Soos die berge van Jerusalem. Hy het kom lewe, hy het kom demonstreer, hy het dit vas en waar gemaak. Verder verseker die Here Jesus ons ook van die seën waarvoor daar hier gebid word. Paulus het dit verstaan. Hy het geskryf, hy skryf die volgende Galasiërs 6, vers 14 tot 16. Luister saam, hy lees hom mooi saam met my wat staan hier. Maar wat my betref, mag God verhoed dat ek ooit iets anders roem as oor die kruis van ons Here Jesus Christus. Want deur die kruis is die wêreld vir my dood en ek vir die wêreld. Vers 15. Of 'n mens besny is of nie, is nie van belang nie. En in hierdie woorde kan jy sê, so of Jerusalem staan of die tempel staan, of hy val, is nie van belang nie. Daar is nie vastigheid in nie. Dit het alles na Jesus gewys. Hoor wat sê hy? Maar dat jy 'n nuwe mens is. Maar dat jy 'n nuwe mens is, en almal wat volgens hierdie beginsel leef, die ware Israel, mag God aan hulle vrede gee en barmhartigheid bewys. Die ware Israel. Hoor jy dit? Die ware Israel. Wie's dit? Hulle wat op die Here vertrou en leef in sy omarming. Hulle is die nuwe Israel. Die nuwe Israel, broer en suster, kom deur die kruis, deur opoffering. Iemand wat sy lewe gee, nie deur mag nie, nie deur oorlog nie, nie deur iemand wat lewens neem nie. Is dit jy? Is jy deel van die nuwe Israel, die ware Israel? Waar is jou vertroue? As dit chaoties gaan? As jy ongemaklik voel? Nie tuis nie? Nie 10:04 nie? Vertrou op die Here. Vertrou op die Here. Daarin is jou en my hoop.
in hom. Op hom bou ons drome. Deur hom kyk ons die toekoms in. Beer ons deur die beproewing. Daarom kan ons mekaar se laste dra. Bid ons vir vrede. Ons bid vir die tipe vrede wat nuwe mense in Christus beleef. Mense wat deel het aan die nuwe Israel. Amen. Liefdes, daar is nou 'n geleentheid vir ons lief en leed. Dankie vir die diakens wat ook getrou oor ons fondse werk en vir mense sorg. Onder lief en leed, het julle nog gehoor ook, Marianne en Sam is terug, is baie bly julle vir veilige reise ook. En vir troos wat die Here gee. Dankie vir julle geloofsgetuienis hier. Ek wil vra dat ons asseblief ook vir Annegret en vir Christo en klein Chris in julle gebede sal hou. Daar is 'n lang pad van herstel en belyk of die gevolge van Annegret se vorige operasies nou begin terugkom en die dokters worstel maar om agter te kom dit gebeur, so dink asseblief van hulle. Broers en susters, daar is ook gevra vir mense wat op die oomblik daar in die Midde-Ooste werk, oral rondom Israel, in Iran, in Syrië, in Libanon, in Gaza, gelowiges dat ons asseblief vir hulle sal bid. Hulle is onder geweldige druk. Baie van hulle ook onder druk om kort paaie te vat. Het sou makliker wees om nie nou jou geloof in Christus uit te leef. So vra ons gaan nou vanoggend daarvoor bid, maar dat jy ook by die huis asseblief spesifiek vir die gelowiges daarso bid. Dat die standvastigheid wat die Here gee in daardie omgewing duidelik sal wees. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dit is vir ons verbuisterend, ons het nou gesê, hoe is dit dat U ons kies, dat U ons beskerm, op dieselfde manier, hoe is dit dat U vir ons standvastigheid gee? Ons wat so onstandvastig is in onsself. Ag Here, vergewe ons. As ons standvastigheid en ons vrede en ons vertroue in enigiets anders sit en soek. Ons doen dit naby, ek doen dit in my vrou of my man. Ook in my kinders. Ook in my werk. Of my begeerte vir werk. Ek sê dit ook in my vermoë, my kennis, my ervaring. Ons sê dit ook as kerk in tradisies. Ons wil op U alleen vertrou. En omarm ons dan, Here. Juist deur die mense wat U vir ons gee, my man en my vrou, my kinders. En omstandighede waarin ek mag werk. En die mooi geskiedenis en tradisies wat ons ook as kerk het. Wys U omarming, U toevou ook hierin. Here, U ken ons, U ken die omstandighede in ons gemeente, U ken elke lidmaat, U ken elke huis. Mag ons vertroue op U alleen wees.
en daarom dat ons nie sal stil bly nie. Daarom dat ons hart sal werk. Daarom dat ons U sal soek. Weerhou ons daarvan, Here, om ons hande uit te strek na dit wat nie hoort by die roeping van U kerk nie. Maar dat ons wel ons hand sal uitsteek, daar waar U hand klaar werk. Here, daar waar daar bekommernis is oor die toekoms, help ons om nie op onsself te vertrou nie, maar op U. Wil U, soos wat U ook in die psalms beloof, vir ons ruimte gee, asem, spasie, om rustig te bly. Ons toekoms is in U hande, nie in die hande van Putin, of Netanyahu, of Trump, of wie ook al. Op U vertrou ons. Here, daarom bid ons vir ons broers en susters in Libanon, die klein kerkie, wat daar vervolg word en steeds hulle bure versorg, steeds nie kwaad raak en rebelleer en wraak het nie, maar in liefde bedien. Ons bid, Here, dat hulle die moed sal hê om dit te bly doen. Ja, al kos dit op die oomblik ook hulle lewens, al kos dit alles wat hulle het. In Syrië, die geweld wat net onverpoos daar gepleeg word. Dra U kerk aan U op. Mag hulle stem helder en duidelik wees, mag hulle dapperheid van U getuig. Ons bid vir die mense van Iran, so baie Christene wat uit daardie land moes vlug, wat op hierdie oomblik vir hulle eie land bid. Ons bid saam met hulle. Here, ons bid vir U kinders in Israel en in Gaza. Mag hulle steeds U hoop verkondig. En dat ons hoop juis nie in wraak en in magsvertoon lê nie, maar in die lewe wat U skenk, 'n ewige lewe. Hoor tog hierdie gebede van ons vir hulle, en hoor ook hulle gebede vir ons as hulle bid, dat ons nie in ons gemaksig weg van U af beweeg nie. Vrede vir U Israel, die nuwe Israel. In die naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen. Skrifberinge 15:1. Dis die gebed vir die kerke. So ons bid dit vir ons gemeente, ons bid dit vir die kerk van die Here reg oor die wêreld, omdat ons weet waarop ons staan en wie ons omarm. Kom ons staan en ons sing dit hartlik saam. Ons sing nou vers 1, 2 en 3. Dan gaan ek die seën uitspreek, bevestig, en dan gaan ons amen met vers 4. Ek buig voor God die Vader biddend neer, voor hom deur wie gelowiges mag lewe, die reeds verhoog in hemele verhewe, en die wat nog in aardse tyd verkeer. Maar God, die krag het uitgeskop. So ek gaan sing en as jy hom ken, is hy terug. Mooi, dan gaan ons. Maar God nou deur sy
Mag jou begryp hoe wyd die liefde strek, hoe diep en hoog ver ons verstand te bowe. Mag julle wat met almal saam gelowe, dit in Gods volheid ken en klaar ontdek. Geliefdes, julle vir wie God die Vader geroep het, wat hy lief het, en deur die Here Jesus Christus bewaar, barmhartigheid, vrede, en liefde, word in oorvloed aan julle geskenk. Aan hom wat kragtiger in ons kan werk, as wat ons bid of dink aan hom die Here, bring ons in Christus ewig ere. Amen, aan hom die ere en die kerk. Dit was nou lekker besig agter. Ek dink die afkondiging is gedoen julle, so my hoërskool, ek sien genoeg van julle. Kom ons gaan aan met kurkasasie, koffie, tee en orrels verkuier. Dis heerlik om die groot te sien. Dankie George Carter. Dankie Billetjie, Peter, kry nou 'n stuk van sy sjokolade. Dis gaaf. Hy is 'n man wat deel. So kom ons kuier, ons beleef. Daar's niks nou wat by die huis moet gou gaan doen nie. Daar's niks. So staan 'n bietjie hierso. Al doen jy net dit en jy sê dan net vir een of twee ouens hulle. Kyk net hoe die berge hier om ons kopie is. En herinner jou daaraan die Here ons omring. Ons suster is skokkend hoe baie lidmate mekaar nie ken nie. Dit gebeur nie self nie. Jy moet jouself gaan bekendstel. Ons moet mekaar se laste dra en jy kan nie dra as jy nie ken nie. Gebruik nou die geleentheid, kom in mekaar se spasie, sê, hoor ekskuus, ek het jou nog nie ontmoet nie. Ek is so, en as jy sukkel, vra vir Marlie, sy help, Bonita sal help. En Paul wil help, hy ken baie mense. Nee, so, vra, jy is genoeg op, sê, stap saam met my. Goed, kom ek met mense asseblief. Kom ons geniet mekaar se teenwoordigheid. Die volletjie? Ja. Binne? Ja. Maar hoe sit jy op? Ek probeer. Jy het my geteken, ek het my prentjies. Goed. Van goed. Jy het 'n pen gelê, ek dink ek het hom hier op gesit. Hoor jy hom? Marina kom soek ook al penne altyd neem, ek vat een en sit ek op die neer. Linda is niet gewoon F4. Is in die vakkie. Is nie my vakkie. Die derde enetjie. Waar my naam op.